En nou kom ons by vanaand se studie, die 1260 jaar profesie. Hierdie is 'n profesie, soos ons vir julle gisterand genoem het, wat 7 maal in die apokaliptiese profesieë voorkom. En ek dink jy stem saam met my, as die Here 'n profesie 7 maal daar plaas, dan is hy beslis belangrik. Hy kom net voor in die boek Daniël wat die Here gesê het ons moet studeer, en in die boek Openbaring. 2 maal in die boek Daniël, 5 maal in die boek Openbaring. So ons gaan goeie tyd spandeer vanaand aan 'n profesie, wat in hierdie 2 profesieë 7 maal voorkom. Ons het hom gisterand ontmoet hier, en sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd, tye en 'n halwe tyd. 'n Tyd is 1 jaar, tye, meervoudsvorm is 2, en nog 'n halwe is dan 3 en 'n half jaar, soos ons vir julle gesê het, van die Engelse Bybels dit dan makliker maak. Die tyd, tye en 'n halwe tyd vind ons in Daniël 7 vers 25, waar u en ek hom die eerste maal gelees het. Ons vind dit in Daniël 12, daar het 'n fout ingekom, dit moet Daniël 12 vers 7 wees. Ek weet nie hoe vers 24, maar ek glo nie, ek dink dis reg in die boekies. Ergens het dan net, dis Daniël 12 vers 7, Daniël 12 het nie eens 24 hoofstuk nie, ek weet nie hoe daar die 24 ingekom het nie, en Openbaring 12 vers 14. Daar staan tyd, tye en 'n halwe tyd in die Bybel. Dan vind ons dit ook in 42 maande, in Openbaring 13 vers 5 en 11 vers 2. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterlinge uitspreek, aan hom is mag gegee. Ons gaan net hierna hierdie verse bestudeer. Al wat ek wil hê jy moet nou sien, waar kom die profesie voor? En hy sou dit doen vir 42 maande. 3 maal 1000 tyd, tye en 'n halwe tyd, 42 maande kom 2 maal voor, en dan 1260 dae, Openbaring 13 vers 3, 11 vers 3 en 12 vers 6. Ek sal my 2 getuienis gee, dat hulle met sakke bekleed sou wees, vir die 1260 jaar lank, of dae. Wat het ons nou hier gesien? Daar is 3 tye, daar is 3 en 'n half jaar, word genoem, daar word 42 maande genoem, daar word 1260 dae genoem. As 'n mens vir die eerste maal hierna kyk, dan wil mens die afleiding maak, dat dit 3 verskillende tye is. Maar as jy 'n bietjie nader stap en mooi daaroor dink, dan besef jy, dit is presies dieselfde, want, soos jy gisterand al gehoor het, 3 en 'n half jaar het hoeveel maande? 36 plus halwe 1 is 42. Hoeveel dae is daar in 3 en 'n half jaar? 1260. So in werklikheid staan daar 7 maal van dieselfde tydperk. Ons noem dit in teologie 'n Hebreëse parallelisme. So belangrik is die ding dat die Here hom vir ons 7 maal sê in 3 verskillende forme. En dan moet jy onthou dat 'n profetiese dag 1 jaar is. Jy onthou die teks, ons het dit al van tevore met u gedoen. Esegiel 4 vers 6, Numeri 14 vers 34. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae vir elke dag 1 jaar. Die Here sê vir die Israelitiese volk, julle sal 40 dae in die woestyn wees. Hoe lank was hulle uiteindelik in die woestyn? 40 jaar. 'n dag is gelyk, 'n profetiese dag is gelyk aan 'n jaar. So, as dat 1260 dae profetiese dae is, hoe lank is hierdie profesie dus? 1260 jaar. Maar nou kom die vraag, die Bybel sê, dis hoe lank hierdie klein horingkie sou heers. En nou wag hier iets moois vir u. Weet jy hoe lank het hierdie paus om sy opperheerskappy gevoer? In die jaar 538 na Christus gee die paus, of gee Justinianus vir die paus staatsmag. 'n vaste geskiedkundige datum, net so 16 Desember 1838, 'n vaste datum in die geskiedenis is, so 6 April 1652, 'n vaste datum is, so is 538 die vaste datum waarop die paus sy staatsmag kry. Wanneer was hierdie staatsmag hom ontneem? Op 10 Februarie 1798, toe Berthier, een van Napoleon se generaals, die paus gevange geneem het, om sy mag ontneem het. Hierdie spesifieke paus sterf ook in aanhouding. Hy sterf in die tronk. Sy mag hom ontneem. Ons gaan later by dit kom waar die Bybel sê, sy wond, sy dodelike wond sou genees. Maar al wat ek wil hê u moet weet is, 2 geskiedkundige datums
538 kry die paus staatsmag, 10 Februarie 1798 word dit hom weggeneem, en die van u wat vinnig kan 'n sommetjie maak, hoe lank is daardie tyd? 1260 jaar. 'n Profesie wat 2600 jaar terug in Daniël 2 maal gegee is, en 5 maal 2000 jaar gelede in die boek Openbaring. Presies geskiedkundige datums. Dis hoe lank die horingkie so heers. Daardie horingkie wat tussen die 10 ontstaan het, wat na die 10 ontstaan het, wat 3 laat val het, wat 'n toonaangewende mag het, wat verskillend was, wat woorde spreek teen die Allerhoogste, wat die heiliges mishandel het, wat die tyd van die wet verander het, wat dit sou doen vir 1260 jaar, en daar staan dit. Presies soos die Bybel het gebring het. Ja, 538 tot 1798 is hoe lank? Soos dit 7 maal in hierdie apokaliptiese profesie staan. Dis hoe lank die klein horingkie sou, wat die wet van God sou verander. Dis hoe lank hy sou in opperheerskappy wees. Interessant dat die geskiedenis hierdie tydperk ook noem die donker eeue. Die donker eeue. Hier is die groot profesie wat ons vanaand dan na moet kyk. 7 maal kom dit voor. En weet jy wat gaan u en ek nou doen? Ons gaan nou die 7 tekste stadig bestudeer, dat u kan verstaan, wat wil God vir u en my vanaand sê oor hierdie profesie? 'n Profesie wat eers toegehou was en nou oopgemaak is. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou die 7 tekste met u behandel. En die hele tyd, ek wens ek het nog 'n roofse projektor gehad, dat u hierdie die hele tyd voor u kon sien. Maar onthou nou, u moet hierdie transparant die hele tyd in gedagte hou. Kom ons lees vir u, wat is die eerste betekenis daarvan? Ons begin met ons vers wat ons gisterand gehad het, die 1260 jaar. Dis die tyd wat die paus heerskappy gevoer het. Dis die tyd wat hy woorde gespreek het in die Allerhoogste. Dis die tyd wat hy die kerk in die kerk inbeweeg het en gesê het, ek is die vikar van Christus. Ek is die plaasvervanger vir die seun van God. Dis die tyd toe hy die protestante opstaan, hulle op brandstapels laat sterf het. Dis die tyd toe die wet van God verander is. Ja, en die ewe knie van daardie vers, Daniël 7 vers 25, Openbaring 13 vers 5. Hier gaan ons nou stadiger, want vers 25 ken jy al goed. En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslastering uitgespreek het. Ja, net soos Daniël 7 vers 25 begin het. Hierdie klein maggie wat groot geword het, het groot lasteringe teen God uitgespreek. Ja, deur sy hand ook aan die wet van God te slaan, wat nie mag verander geword het nie. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. Daniël 7:25 het gesê, die 3 jaar wat die 1260 dae is, 42 maande is ook 1260 dae. So hierdie 2 verse wat jy daar saam sien, is die verse wat ons van hierdie tydperk vertel. Dis die tyd wat die pausdom geheers het, waar hy in die plek van die keiser in Europa gesit het. Kom ons kyk wat die volgende gedeelte vir ons sê. Hier is ons hoofvers van vanaand. Aan hom gaan ons net na ons die 7 verse deur is, al ons tyd spandeer, en daar wag groot dinge vir u vanaand. Soet gaan dit in u mond word, as u oë kry, as u geestelike bril skoon gemaak word, en u kan sê, maar kyk wat sê die Bybel, dit wat ek vir u lees, lê nog al die jare daar in u Bybel langs u bed, dit was nog al die tyd daar. Maar God het dit eers hoe gehou? Toe. Hier is ons hoofvers. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en nie meet nie, want dis aan die heidene gegee. Aan wie gegee? Die heidene. Wat sou die heidene in die voorhof in die tempel kom maak? Hulle sou die heilige stad 42 maande lank vertrap. Die eerste ding wat ons gehoor het, hierdie tydperk, was die tydperk toe die paus geheers het en al sy dinge gedoen het. Hierdie tydperk, sê die teks vir ons, is die tyd toe heidendom, dinge wat vandag in die kerk is, wat God nooit bepaal het nie. 42 maande lank sou die heidene die stad vertrap. Kom ek lees, want dis aan die heidene gegee, hulle sou die heilige stad vir 42 maande lank vertrap. So die tweede ding wat u moet inneem is, dis 'n tydperk waar die heidendom die kerk binne gekom het.
kom ons lees dit vir u. Ons gaan dit net nou meer lees. Kom ek neem u nou na nog 'n faset. Openbaring 11 vers 3. Ek sal my 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed sou wees die 1260 dae lank. Die 2 olyfbome, Sagaria 14 vers 5. Die Ou Testament en die Nuwe Testament, met ander woorde die woord van God. Waar sou die woord van God gewees het gedurende die 1260 jaar? In sak en as, of kom ons laat Daniel u help om dit beter te verstaan. Wat sou gedurende die tyd bestaan? Daniel 8 vers 12. En 'n leer is aan hierdie horing oorgelewer. Ja, die pausdom het 'n hele weermag agter hom gehad. Die Jesuïte, die van u wat die geskiedenis ken. 'n leer is aan die horing oorgelewer aan goddeloosheid, saam met die voortdurende offer. En dit het waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Wat sê die Bybel sou met die waarheid van God gebeur? Dit het waarheid op die grond neergewerp, en dan sê die Bybel, die waarheid was met sukses op die grond neergewerp. Weer, saam met die voortdurende offer, dit het waarheid op die grond neergewerp. Ek lees nou die boek Daniel, wat die Here gesê het, ons moet bestudeer as ons die tyd van die einde wil verstaan. Ja, die 2 getuies sou in sak en as wees gedurende die 1260 jaar. Die waarheid sou waar wees, op die grond neergewerp. So u en ek weet nou 3 dinge van hierdie profesie. Dis die tyd wat die paus geheers het. Dis die tyd wat heidendom die kerk binne gekom het. Dis die tyd wat die woord van God in werklikheid waar gelê het. Op die grond. Die 3de faset, en hier is 'n groot een. Daniel, hier is hy daarom reg, dis Daniel 12 vers 7, net nou het daar gestaan 24, Daniel 12 vers 7. 'n tye en 'n halwe tyd, as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi. Ja, as die kerk van God tot net 'n gedaante van godsaligheid afgewater is. 'n tye en 'n halwe tyd, as die mag van die heilige volk geheel verstrooi is, of liewer kom ons lees dit soos dit in Openbaring staan. Die hele wêreld het nou verwonderd agter God aangegaan of agter die dier aangegaan. Hulle het nou die draak aanbid en hulle die dier aanbid. Wie het hulle nou aanbid? Een aand wil ek nog met u gesels oor die woordjie aanbid wat hier voorkom. 1200 tyd en 'n halwe tyd as die mag van die heilige volk geheel verstrooi was. Want hoe het dit gekom? Die pausdom het in die kerk gaan sit en gesê, ek is die wieker van Christus. Die heidendom in die kerk binne gekom, die waarheid was op die grond neergewerp. En wat het gebeur met die aanbidders? Wat het gebeur met die kerk? Dis 'n groot sake wat ons vanaand vir u lees. Ek wil graag hierdie paragraaf woord vir woord met u deel. Kerk verloor sy integriteit gedurende die 1260 jaar. In hierdie teks sê Daniel vir ons, dat in hierdie tyd die Heilige Gees, die Heiliges hulle mag of liewer hulle integriteit verloor het. In hierdie tyd het die Satan die beheer van die kerk oorgeneem en het verlaag tot net 'n gedaante van godsaligheid. Daar was geen godsvrug nie. Tog was hierdie gedaante van godsaligheid so misleidend dat die hele wêreld dit nagevolg het. So u moet al weet, in hierdie tyd het die kerk sy integriteit verloor. En nou kom ons by die laaste gedagte wat hierdie 7 verse vir ons sê oor die 1260 jaar, waar die eerste 5 sterk aantuigings was van al die kwaad, al die probleme wat gekom het, is die laaste 2 hoe God tog sy kinders beskerm. Luister hierna. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou. God hou altyd sy hand oor hulle wat hom met sy volle hand vashou. Dis 'n groot waarheid. Openbaring 7:12 vers 14, en 2 vlerke van 'n groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang sou onderhou word. 'n tye en 'n halwe tyd. Ek wens ek kon die brief Thyatira nou vir u gelees het, waar die Here vir hulle sê, ek lê op hierdie arme mense wat aan hierdie omstandighede geleef het, hulle het nie eens 'n Bybel gehad nie. Weet jy hoe het Martin Luther tot bekering gekom?
Weet jy, Martin Luther was jare al 'n predikant, 'n priester, toe hy eendag in 'n biblioteek, onder in die kelder, vir die eerste maal in sy lewe op 'n Bybel afgekom het, vasgeketting aan 'n pilaar. En van toe af kon Martin Luther nie wegkom van daardie pilaar af nie, en daar het hy lig begin ontdek. Maar die woorde in die Thyatira brief sê, die Here sê vir julle, gaan ek geen ander las lê nie. Hou net vas wat julle het. Hulle het nie die voorreg gehad wat u en ek het om die woord reg te. Dink net die seën wat tot u gekom het, omdat ons die woord saam lees. Ja, God het sy kinders beskerm gedurende die tye en 'n halwe tyd. Die kerk is nou 'n gedaante van godsaligheid, en nou wil ons vanaand met u so bietjie geskiedenis agtergrond deel. Ons gaan so bietjie sensasioneel raak, want die geskiedenis in hierdie verband is sensasioneel. Wat ons nou gaan doen, is om weer die 7 tydperke, die 7 kerke, hier en daar punte aan te raak. Ek het dit al reeds bestudeer, so u gaan dit verstaan. Ek wil weer eens net die edik van Milaan onder u aandag bring. Onthou dit wat ons vanaand bestudeer het, Daniël 2600 jaar gelede al neergeskryf, en God het gesê hou dit toe. Openbaring 2000 jaar gelede. En nou kom ons by die 7 kerke, die 7 seels en die 7 bassyne. Die 7 tydperke. En later as die Here ons gaan geleentheid gee, ons het dit nie beplan hier nie, maar die langste profesie in die apokaliptiese profesie is nie die 1260 jaar profesie nie, is die 2300 aandes en môres. Daniël 8 en 9 is 'n profesie. Dan gaan jy hierdie tydperke miskien die duidelikste verstaan. Jy onthou hierdie 7 tydperke, ek het vanaand weer vir jou 'n diagram, vanaand loop hy net af. Efese was die tyd toe die evangelie pragtig deur die wêreld gaan. Smyrna was die verskriklikste tyd van vervolging, en daarna het Pergamus gekom, die tyd van verval. Onthou julle die simboliek van Biliam? En in Thyatira die simboliek van Isebel. Vanaand gaan ons by die simboliek kom van Babylon. Van alle heidense godsdienste wat die Here in ons in simboliese taal vir ons wil sê wat met die kerk gebeur het, is Babylon die ergste. En ons gaan vanaand by dit uitkom. Maar ek wil hê dat u die lyn, die tweede lyn daar, tussen Smyrna en Pergamus, die edik van Milaan net weer vir 'n oomblik goed sal verstaan. U onthou nog baie goed daar die 10 dae van verdrukking. Openbaring 2 vers 10. Vrees vir niks wat julle sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel gaan word. Hierdie mense moes met hulle lewe sterf, 10 dae lank. 'n Profetiese dag is hoe lank? 1 jaar. So dit was die 10 jaar. Hoe het dit begin? U ken dit baie goed, die 3 edikte van vervolging deur Diocletianus. Hoe het hierdie vervolging tot 'n einde gekom? By die edik van Milaan in die jaar 313, toe Konstantin by die slag van Malvenbrug vir politieke redes sogenaamd tot bekering gekom het. Toe Konstantin al sy soldate, meer as 40.000 van hulle dwing om gedoop te word. Die doopbaddens was in aksie, die kerk het uit sy nate uitgebars, en almal het gedink dis die wonderlikste ding wat nog ooit met die kerk gebeur het, maar dit was die slinkste set wat Satan ooit teen die kerk geloods het. Satan het besef dat sy vervolging, ja, 500.000 sterf per jaar op brandstapels in hierdie tydperk, 5 miljoen vir die 10 jaar. En Satan was seker dat hy die kerk sou kon dooddruk so, maar Satan het nog nie 'n siel geken wat sy God regtig aangeneem het nie. En hulle sterf. En Satan het besef, want jy sal ook sien in die gegevens daar, die kerk het in hierdie tyd rein gebly, uitgebrei. Die kerk het rein gebly, net soos in die tyd van Philadelphia. Maar na dit, in 313, jy moet onthou wat op een dag gebeur het by die edik van Milaan. Ja, toe hierdie sekretarisse met hulle perde uitgery het en vir die wêreld gaan verkondig, dit uit gaan lees het, wat sê die edik van Milaan? Konstantin is nou 'n Christen, die keiser is nou 'n Christen. Die keiser aanbid nou Jesus Christus. Die keiser sê julle moet julle laat doop. Die keiser sê dat die Christelike godsdienst nou die staatskerk is. In een dag van 'n vervolgde sekte tot skielik bo aan die erelys geplaas. En as jy 'n persoon wil laat val, blaas hom op met eer. Dis presies wat gebeur het in die tyd van Pergamus. Satan het sy tegniek verander.
Dit was een van die slinkste sette wat die Satan nog teen die Christelike kerk geloos het. Die raad van Biljam aan Balak. Toe Balak geweet het, hy kan niks aan die Israeliete doen wat Israel inneem nie. Jerigo se mure val, Jordaan staan. Ek ken daardie verhale. Toe gee Biljam vir hom die raad. Neem jou tempelmaagde en stuur hulle tussen die Israelitiese manne in. Dit was die slinkste set ooit, toe die kerk opgeblaas was met eer. Dr. van Sail stel hierdie ding as volg. Die kerk se standaarde het nou geval, halfbekeerde mense het nou deur die kerk ingestroom. Onthou hierdie 1000's wat nou gedoop word, kom nie nou in omdat hulle sonde besef het, omdat hulle nou die Here aanneem nie. Dis nou die inding, die keiser het dit ook gedoen. Luister hoe Dr. van Sail dit stel. Hierdie bekeerlinge uit die heidendom het baie van hulle ou heidense konsepte en praktyke saam met hulle die kerk ingebring. Hierdie is Dr. Isak van Sail, daaronder by Somerset West. Kom ek begin weer. Hierdie bekeerlinge uit die heidendom het baie van hulle ou heidense konsepte en praktyke saam met hulle die kerk ingebring. Afskrifte van die woord was skaars, baie kon nie lees nie, mondelinge lering was noodsaaklik en dit het heelwat tot wanaanpassing gelei. Waar die nuwe bekeerlinge hulle vorige praktyke met die ooreenkomstige konsepte in die Christelike denkwyse kon aanpas, was dit onmiddellik gedoen. Onthou die Bybel het net op hier gesê en my gesê, dis in hierdie tyd wat die heidendom die kerk sou binnekom. U moet dit mooi verstaan. En nou gaan ons kom by Babylon. Onthou Openbaring 17 vers 5 sê, verborgenheid, sy is groot Babylon, die moeder van die hoere van die gruwels van die aarde. Ek moet u weer herinner, van die 404 vers in die boek Openbaring, is 278 aanhalings uit die Ou Testament, of uit die res van die Bybel, maar veral uit die Ou Testament. Wat wil die Bybel ons leer oor Babylon? Daar was baie heidense godsdienste. Hoekom bly die Bybel en Jesus een uitsonder? Wat was so fataal, so slinks omtrent Babylon? Hoekom het so baie mense vir Babylon geval? Vir Baal aanbidding. Dit het begin met Nimrod. Wie was Nimrod? Waar het Babylon begin? Al in die boek Genesis hoofstuk 10. Reg aan die begin van die Bybel, die 10de hoofstuk, hoor ons al van Nimrod. Hy was die eerste persoon wat oor mense geëers het. Hy het die koninkryk gebou wat genoem was Baal of Babylon. Hy was die stigter daarvan. En nou 'n sterk aantuiging. Ons gaan nou so 'n bietjie sensasioneel raak, want dit is 'n baie moeilike ding wat hier gebeur het. Nimrod, hierdie wat die Bybel noem hom die geweldenaar. Nimrod het met sy moeder as vrou saam gelewe. Ons ken die liste van die mens en van 'n man. Daar is sommige mans wat so laag kan daal, dat hulle van enige vrou gebruik sou maak, tot eie dogter en suster. Maar die een persoon waaroor die algemene vervalle mens nog respek sou wou hê, is vir jou eie moeder. Maar Nimrod was van een van hierdie mans, wat geen respek vir sy eie moeder gehad het nie. Hy het saam met sy moeder gelewe. Nimrod se moeder se naam was Semiramis. Hulle het geleef as man en vrou. En dit was by hom waar die Baal aanbidding sy oorsprong gehad het. Nimrod het 'n sterk beweging op die been gebring. Hy het die toring van Babel begin bou. Die aand as ons Openbaring 13 vanaf vers 11 verder gaan neem, gaan ons terugkom by die oorsprong van Babylon. Vandaar dat die Bybel hom noem die geweldenaar. Nou, hoekom was Baal aanbidding so aanloklik? Hoekom het so baie mense daarvoor geval? Hoekom het die Israeliete keer op keer die Israeliete oorgegaan na Baal aanbidding toe? Dat die Here hulle moes terugkeer. Hier kom van die redes. Nimrod het egter op 'n vroeë leeftyd gesterf. En hier het sake nou 'n baie interessante wending geneem. Nimrod het geen kinders nagelaat nie. Hy sterf as 'n jong man, leef met sy eie moeder saam, maar hy het geen nageslag nagelaat nie. Maar Semiramis, sy moeder, wat met hom saamgeleef het as vrou, het meer as 'n jaar na sy dood geboorte geskenk aan 'n onegte kind. Jy moet nou mooi volg, onthou die titel is 'n valse Messias. Meer as 'n jaar na Nimrod se dood, gee sy geboorte aan 'n onegte kind. Sy verkondig dat sy die kind van die gode ontvang het. Dit was ook in die Romeinse Ryk so. Alle keisers, Konstantin wat sogenaamd nou 'n Christen geword het,
Net voor dit, hulle het geglo in keiseraanbidding, hulle het geglo alle konings en alle keisers is van God gegee. Dis waar hier die beginsel begin het. Sy het verkondig, sy het hom van die gode aanvang, die maagdelike geboorte. Want onthou in Genesis 3 vers 15, reg in die begin van die Bybel, het die Here beloof dat die Messias sou kom. Ja, die hele antieke wêreld het uitgesien en uitgekyk na die maagdelike geboorte. En hier is dit die hele wêreld deurgestuur nou. En weet jy wat was hierdie kind se naam? Jy moet dit baie mooi inneem. Die kind se naam was Tammuz of Mithras in die Persiese godsdiens. Tammuz. Satan se namaaksel van die Messias. En nou moet jy mooi luister, seun en moeder. Onthou hier maak Semerimus nou hierdie kind groot, Tammuz wat sy sê van die gode afkom. Dis nie Nimrod se kind nie, Nimrod het geen nasate gehad nie, het was meer as 'n jaar na sy dood. Seun en moeder het nou hierdie Babiloniese godsdienst tot 'n sterk en 'n magtige godsdienst uitgebou. Hierdie koalisie wat daar tussen Semerimus en Tammuz ontstaan het reg deur die antieke wêreld gereik. Tammuz het die ding nog baie hoër gevoer as wat Nimrod, die geweldenaar, dit gedoen het. Vandaar, nou gaan jy iets erken in die Bybel, vandaar die gebruik dat die konings in die antieke wêreld saam met hulle moeders geregeer het. In die Bybel vind dit ook. Kan jy vir my sê, wat was daai klein ouetjie wat 8 jaar oud was toe hy begin regeer het in die Bybel? Weet jy van hom? Is daar iemand wat weet van die ouetjie wat 8 jaar oud was toe hy geregeer? Ek kan dit nie glo nie. Of is julle almal skaam? Josia. Hoe oud was hy toe hy koning geword het? Reg in die Bybel, jy sal sien baie keer word 'n koning se pa in die Bybel nie eens genoem nie, maar altyd word sy moeder genoem. Dit was 'n standaard reël in die antieke tye. 'n koning se ma, 'n koning was 'n godeseun. Daarom is sy moeder 'n baie spesiale vrou, want sy het geboorte gegee aan 'n goddelike wese. Daarom in die Bybel ook, as 'n klein mannetjie maar 8 jaar oud was toe hy koning word, kan 'n 8-jarige kind 'n nasie regeer? Nee. Maar het geglo hy's 'n godeseun. Nou wie het langs hom op die troon kom sit om hom te help? Sy moeder. Nou kom daar interessantheid vir u. Jy moet bietjie mooi oplet. Daarom was 'n koning se moeder iets spesiaal. In Egipte was die koning se moeder genoem Isis. In Griekeland was die koning se moeder genoem Juno. In Mexico vandag nog praat hulle van die leier se moeder as die Guadalupe. Ja, hierdie vrou wat kon geboorte skenk aan hierdie godeseun. En nou wil ek hê, jy moet nou iets baie mooi verstaan. Onthou die Bybel het vir ons gesê, ek het nou vir 'n bietjie agtergrond gegee van Nimrod, sy ma se naam Semerimus, hy het met haar saamgeleef en Semerimus gee geboorte aan Tammuz, 'n onegte kind, en sy sê dis die Messias, en eintlik vat Tammuz die Babiloniese koninkryk tot 'n hoogte, want Tammuz was die Messias, die uit die maagd gebore. Nou kom daar 'n interessante ding. Wat het nou gebeur by die Edik van Milaan? Die keiser word nou 'n Christen. Die keiser sê, ek moet die Here nou aanbid. Wie is julle profeet? Wie is julle God? En wat was die Christene? Hier neem Konstantin nou die geloof aan. Sy eerste vraag en al sy 40.000 soldate wat saam met hom gekom het, almal wat inkom vra, maar wie is die profeet nou? Wat was die Christene se profeet? Wat was sy naam? Hulle moet nou Jesus, en Jesus is hulle verlossing. En as hulle nou hoor, maar hulle moet vir Jesus nou volg, dis nou nie meer keiseraanbidding nie, hulle word nou geleer, hulle moet wie aanbid? Jesus. En vir die Babiloniër, vir die Romein, die logiese vraag aan hom is, maar wie is sy Guadalupe? Wie is sy Juno? En toe vra hulle maar, wie is Jesus se moeder, en wat was Jesus se moeder se naam? Wat is haar naam? Maria. En wat vind jy onmiddellik maak die Katolieke Kerk van Maria? Wat kry jy as 'n Katolieke Kerk se portaal instap? Wat se beeld is daar? Van waar kom het die Bybel ooit gesê, Maria was 'n wonderlike persoon? Maar die Here ooit gesê, Maria is anders as Petrus en Paulus? Hoekom? Die grootste kerk in die wêreld vandag sien Maria as 'n goddelike wese. Jy bid deur haar tot Jesus, tot God. Van waar het dit gekom? Verstaan jy waar dit gekom het vandaan?
toe die heidene, die Christelike geloof aanneem, wie moet hulle nou aanbid? Hulle moet nou nie meer die keiser aanbid nie, hulle moet Jesus aanbid. Hulle logiese afleiding, hulle vraag was, maar wie sy ma? Wie sy Guadalupe? Wie sy Juno? Wie sy Isis? En wat was die antwoord? Maria. En wat gebeur met Maria in hulle denke? Daar word 'n beeld van haar gemaak. Dis waarom die tweede gebod verander moes word. Verstaan nie hoe Maria haar posisie gekry het? Goed, nou vat ons verder. Die ongetroude priester. Die grootste kerk in die wêreld se dominees, se pastore, is die katolieke priester getroud of bly hy sy lewe lank ongetroud? Hoekom bly hy ongetroud? Sê die Bybel dat 'n werker vir God ongetroud moet bly? Nee. Nou, hoekom het die grootste kerk in die wêreld, hoekom is hulle ongetroud? Dit is 'n Babiloniese gebruik deur al die eeue. Die priester het nooit getrou nie. En daarom toe die heidendom die kerk kan kom, Jesus volg, toe sê hulle, maar hoe kan julle werkers, verstaan nie waar ongetroude priesters vandaan gekom het? Leer die Bybel dit? Nee. Kom ons stap nou nader. Hier kom nou vir jy 'n ander skop. Die grootste kerk in die wêreld het dame, ons noem hulle nonne, trounonne. Sê die Bybel dat as 'n dame vir die Here wil werk, moet sy ongetroud bly? Waar kom hulle vandaan? Hoekom trou die nonne nie? Ons sien hulle almal met hulle wit Toyota 1300'tjies hier deur die stad ry, mooi aangetrek, en ons is baie respek vir hulle. En ek is nie vanaand hier om hulle af te kraak nie. Daar's baie goeie mense in die katolieke kerk. Ons moet die beginsel vir u bring. Waar kom nonne vandaan? Reg al in die storie van Biljam. Baal-aanbidding het nie net priesters gehad wat ongetroud gebly het nie, maar wat hulle genoem het tempelmaagde. Daai selfe meisietjies wat Biljam gesê het, Balak hulle moet tussen die mans instuur, dis waar nonne vandaan, dis 'n Babiloniese gebruik. Dis nie 'n leer vanaf die Bybel nie. Waar kom nonne vandaan? Ek wil hê jy moet sien, toe hierdie twee riviere saamvloei, as u deur Europa reis, by ons, as ons riviere in vloed is, hoe lyk ons riviere as hulle in vloed is? Is dit rooi modderwater of helder water? Rooi modder. Wat dink jy Europa se riviere? Wanneer Europa se riviere in vloed is dit modderwater of helder water? Helder water. Hoekom is Europa se water helder? Dis die sneeu wat bo op die berge begin smelt as die somer kom en die riviere vul. Ek het verbaas gestaan die eerste maal toe ek het in Zurich gestaan het en net so eentjie onderkant die brug kom met die malende water, maar helder. Dis sneeu daar's nie rooi modderwater nie. Nou ek wil vir u vra, as 'n helder rivier vloei en 'n modderrivier en hulle vloei saam, gaan die water helder bly? Wat het gebeur toe hierdie twee Babiloniese rivier en hierdie een saam? Volgende maandag aand gaan jy dit beter verstaan in Openbaring 17. Toe die twee riviere, waar kom priesters vandaan? Hoekom is Maria daar? Kom ons lees verder. Ek wil hê jy moet die hele tyd na die Bybeltekste kyk, maar vir 'n oomblik wil ek jy moet na my kyk. Wat maak ek nou? Wat maak ek nou? Ek weet nie of ek dit reg maak. 'n Kruis. U sê dis 'n kruis. Dis nie 'n kruis nie. Dis 'n onderste bo. Die kruisgroet is al in gebruik 2500 jaar voor Jesus nog op 'n kruis gesterf het. Dis hoe die Babiloniese priesters mekaar gegroet het. Die groet wat u vandag nog sien, wat hulle maak, wat almal sê dis 'n kruis, dis 'n onderste bo tee vir die godeseun Tammuz. Dis 2500 jaar al aan gebruik voor die kruis nog. Wie weet wat se ding is 'n rosary? So paar skud hulle koppe. Wat is sy oorsprong? Die Babiloniërs het 'n toutjie om hulle nekke gehang met knopies aan. Knopies gemaak aan die toutjies as jy arm is. As jy 'n bietjie meer welgestel was, het jy bessies daarin gehad. En as jy baie welgestelde Babiloniër was, het jy tot juwele ingegaan. Maar jy het 'n gebed geleer by elkeen van hulle. En het jy al gesien as 'n non skrik, wat maak sy? Sy prewel by elkeen 'n spesifieke gebed wat uit hulle kop uit geleer het. Praat die Bybel enigstens van 'n gebedtoutjie wat ons moet gebruik? Waar kom dit vandaan? Ek probeer vir u wys wat Openbaring 11 vers 2 vir u sê. Moenie die voor op nou oordeel of meet nie. Dis aan die heidene gegee. Hulle sou die heilige stad vir 42 maande lank vertrap. Ons moet vanaand sien wat regtig gebeur het, die rosary. Kom ons kom nou by Kersfees en dit kom nou so 'n bietjie nader aan ons.
Ons vier vandag 25 Desember as die geboortedag van Jesus. Is Jesus werklik gebore op 25 Desember? Nee. Jesus is gebore tussen Maart en April. Wie se verjaarsdag is 25 Desember in werklikheid? Dit word met 'n fees gevier, die fees van winter solstice, die midwinterfees. Dis Tammuz se verjaarsdag. Dis die dag toe Tammuz, dis die valse Messias se verjaarsdag, wat die hele Christenwêreld vandag ook vier, as wie se verjaarsdag? As Christus se. En hier moet jy onthou, ek wil vir jy nou vertel van die fees van winter solstice, is nie 'n baie mooi fees hierdie nie. Dis eintlik die laaste datum wat ons kon vier as Christus se geboorte. Dit was 'n baie losbandige fees. Kom ek herinner u net, in 'n jaar het ons net 4 dae in die natuur, wat die natuur vir ons uitwys. Kom ek begin met die eerste 2. Wat is besonder aan 21 Junie en 21 Desember? Wat is snaaks aan 21 Junie en 21 Desember? Wie kan my help? Presies, by ons is 21 Junie, dis nog aan my verjaarsdag, die kortste dag in die jaar, die langste nag. Maar na dieselfde tyd is dit in Europa die langste dag en die kortste nag. 21 Desember is in Europa weer, by ons is dit die langste dag, die kortste nag, by hulle is dit weer die kortste nag, daar's dit by hulle. 21 Junie is by ons die middelwinter, dis wat daardie woord beteken, winter solstice. In Europa is dit die middelwinter. Dan het ons ander 2 dae, 22 Maart en 22 September. Wat se 2 dae is dit? Wat is snaaks in hulle? Dan is die dae ewe lank. Dis ons 4 middelseisoen dae. 22 Maart is die dag en nag ewe lank. 22 September is die dag en nag ewe lank. Dis 4 dae. Ek maak die verduideliking nou te lank. 21 Desember is die middelwinter van die Babiloniërs, of liewe van die Europeërs. Die fees van winter solstice was 'n baie losbandige fees. Hulle het geglo dat die vrugbaarheidsgodin gedurende die wintermaande slaap. Maar 21 Desember is die middel van die winter, dan begin sy ontwaak. En vanaf 21 Desember is hierdie fees gevier en hy het sy klimaks bereik die 25ste. Dit was 'n absolute onkeuse fees. 'n losbandige fees, en op 25 Desember in die winter solstice fees, jy moet my nie glo nie, jy moet bietjie gaan naslaan, gaan lees dit op. 25 Desember het geen huwelikswet gegeld nie. Op daardie dag was almal vry vir almal, want die vrugbaarheidsgodin het nou net ontwaak. Net hierna as ek by die paashaas en die paaseier kom, gaan jy dit nog duideliker verstaan. Dis die fees van winter solstice. Van 21 Desember op tot 25 Desember. Kom ons, professor Dr. J.C. Eys stel dit as volg. In my vorige lesing wat ek in Engels aangebied het by Willow Ridge High, die hoërskool daar aan die kant, toe ek die aand dit lees, toe spring een Duitse dametjie op en sê, dis my oupa wat dit geskryf het. Hierdie is 'n professor van Bloemfontein, wat afgetree is, hy's nou kort terug oorlede, Dr. C.J. Eys van Bloemfontein. Luister wat sê hy hiervan. Constantijn is tot 'n held bevorder, omdat hy oor sy heidense vel 'n dun nervie Christelikheid getrek het. 'n Kompromis is tussen die Christelike leerstelling en die heidense godsdienst aangegaan. Wat het gebeur toe hierdie 2 gelowe bymekaar kom? Dis waar die Romeinse aanbidding was sonaanbidding. En toe word dit skielik die Rooms-Katolicisme, Christendom en heidendom het saamgekom. Hy sê 'n kompromis is tussen die Christelike leerstelling en die heidense godsdienst aangegaan. Op Constantijn se muntstuk het hy een kant die kruis laat druk en die ander kant die solosbeeld, die sonbeeld. Ek is jammer ek het nie 'n geldstukkie by my nie, maar Constantijn se geldstuk, een kant het die kruis van Jesus Christus gehad, die ander kant die son. Wat beteken die solos? Die dag van die son. Dis die waar Sondag vandaan kom. Onthou die sonaanbidding het elke Sondag het hulle die son aanbid. Dis waar Sondag sy naam kry. So Constantijn het hierdie 2 bymekaar probeer bring. Op die kruis en die sonaanbidding. Ek lees verder wat hy sê. Die geheiligde Joodse Sabbat is in die jaar 320 offisieel deur die solos, die dag van die sonnebeeld vervang. Terwyl die geboortedag van Christus vanaf Maart of April na die 25ste dag van Desember verskuif is, om saam te val
met een van die losbandigste heidense feeste wat jaarliks ter ere van die Persiese die Solos of Mithras of die ander naam Tammuz gevier is. Nou wag daar vir u ook 'n skok. Kersboom. My ma, dit was 'n opgewonde tyd in my kinderdae. My ma daar in ons sitkamer en ons eetkamer, wat so deur van die lig van kant tot aan. Wie van julle het die kersboom so mooi opgemaak in die huis? Dis mos lekker geweest, is dit nie? Kom ek lees vir julle, wat is die oorsprong van 'n kersboom? Amper 2000 jaar nog voor daar enige Jesus op 'n kruis gesterf het, was dit die gewoonte. Ek lees vir Jeremia 10 vers 2 tot 5. So sê die Here. Wie sê so? Die Here. Maak julle nie gewend of gewoond, daar's nog 'n ou Hollandse woord in die ou vertaling. Maak julle nie gewoond aan die weg van die heidene nie. Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met 'n byl. Die pa sê, vandag se pa sê, kom ons gaan gou na die Pick n Pay, ons sal vir julle 'n kersboom kry. Maar waar het ons oupas dit vandaan gekry? Hy het 'n byl gevat en 'n mooi tak gaan soek, en die kinders was nog opgewonde saam met hom. Die Bybel sê, hoe oud is hierdie gebruik al? Want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met 'n byl. Hulle versier dit met, wat het hulle die Babiloniese godsdienst daardie jare met dit gemaak, met die tak wat uit die bos gaan haal het? Silwer en goud. Wie van u het ook al aan so 'n tak daar in u sitkamer silwer en goud gaan? Ek is nie om te veroordeel nie. Ek wil hê u moet net verstaan die gebruik waarmee ons saam staan. Hoekom wil jy nie die hande opsteek nie? Weet hulle kersboompie so mooi blink gaan? Kom ons steek ons hande op. Waar kom dit vandaan? Waar lees jy van dit? Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers. Kan hierdie tak regop staan? Hoe kry jy dat hy nie omval? Jy sit hom daar in 'n blik met 'n klomp bakstene. Soos 'n versvoel verskrikker in 'n komkommertuin. Daar die vers het nou begin, moet ons nie gewoond maak, want dit was deel van die fees van Winter Solstice. Verstaan u wat met ons gebeur het? Hoekom het God dit toegehou? God het 'n spesifieke rede. Ons gaan nog, dis 'n mooi boodskap wat tot hier kom. Al voel dit vir jou op hierdie oomblik, u fondasie. Dis nie ek wat u fondasie onder die uittrek nie. Dis die woord van God wat dit bring. Kom ons kom by nog een. Wie is 'n ou, nee, dit moet ek seker nie van nie. Wie is oupas en oumas vanaand hier in hier? Daar's so 'n paar wat bereid is. Wie van u het hier by Paasfees, by Paasnaweek, wie van u het toe vir u kleinkinders paaseiers en paashasies gekoop? Ek glo nie, daar kan nie een wees hier nie. Daar's daarom een oom. Kom ons, wat is die oorsprong van 'n paashasie en 'n paaseier? Ek gaan die ding so 'n bietjie korter maak. Onthou vir die Babiloniër, die vrugbaarheidsgodin. Wie het hulle vrugbaarheidsgodin al gesien? Wie weet hoe lyk Diana? Hoeveel bieste het Diana? Wie van u het haar foto al van haar gesien? Sy het baie bieste, want sy is die godin van vrugbaarheid. Sy slaap deur die winter. Sy word van 21 Desember word sy wakker, en Maart, April is hulle lente. Dis die woord byvoorbeeld Easter. Dit kom nie eens eenmal in die Bybel voor nie. Dis vandag nog 'n gebruik. Hulle het 'n 40 dae wat hulle vas. Enigiets wat jy van hou, jy besluit self, ons sê jy hoef vir 40 dae. Dit eindig altyd op Paas of Easter Sunday. Wat beteken die paashasie en die paaseier? Die paaseier is die simbool van die vrug van die vrou, van die baarmoeder. Hoekom kies hulle paashasie uit? Hoe vinnig tee hulle 'n hasie? Iemand sê sommer baie. Dis die simbool van vrugbaarheid. Dis waar paashasie, waar lees u van 'n paashasie wat jy by die paasnaweek moet uit? The Easter Bunny in werklikheid. Ons het nou in Afrikaans 'n bietjie anders gedraai. Easter Bunny of die paas. Ek kon nie vertel, ek wonder of ek dit so lank moet maak. Ek gaan dit maandag aand se lesing gaan ek vir u kom by wanneer die Paasfees gevier moes word. Op die 14de van die maand Nisan, wat gebeur op die 15de, die 21ste, maar ons gaan dit maandag aand vir u doen. Nou wil ek kom by die ernstigste. Onthou al hierdie dinge het gebeur vanaf Malvenbrug, soos die Bybel noem by Pergamus, toe hy noem toe Biljam se raad aan Balak gegee was, toe heidendom die kerk begin binnestroom het, toe die keiser 'n paus geword, toe die keiser
toe die paus 'n keiser geword het, toe die wet van God verander is. Nou van al die dinge, ek het vanaand vir 'n hele lysie gemaak. Waar kom nonne vandaan? Hoekom is Maria beeld daar? Waar kom die priesters vandaan? Waar kom die kersboom vandaan? Die datum, alles. Maar die een wat die Bybel die ergste maak, is wat Konstantin gedoen het. Konstantin het die oorskakeling van Sabbat na Sondag voltooi. Wie het Sondag, ons het net nog gesien, Priester Enright het gesê, die Katholieke Kerk het dit ingestel. Wanneer en hoe? Wat was die probleem? Toe Konstantin oorgeneem het, toe hy 'n Christen word, toe hy al sy soldate laat doop het, toe hy in sy Romeinse ryk, onthou die Romeinse ryk was nou by so sy laaste fase maar hy nog bestaan, was daar 3 rustdae. Die Mohammedane het op Vrydag, het jy al gesien wat maak Mohammedane op 'n Vrydagmiddag 12:00 as jy by hulle winkel kom? So, toe hy dit oorneem, het hy mense gehad wat op Vrydag hulle heilige dag gevier het. Op Saterdag, het die Christene en die Jode op daardie stadium hulle heilige dag gehad. Maar wat was die Romeinse heilige dag? Sondag, die Solos, die dag van die son. En Konstantin het besluit, hy wil net een dag hê. En hy was 'n Romein, wat 'n dag dink u wou hy gehad het? Sondag. Daarom by die konsilie van Ales, wat deur Konstantin bymekaar geroep is in jaar 314. Jy moet dit nie eens skryf, jy het dit daar in die boek, jy moet dit bietjie gaan naslaan. By die konsilie van Ales in die jaar 314 deur Konstantin byeengeroep, is daar bepaal dat almal dieselfde dag moet hou. Maar daar was 'n skok vir Konstantin. Al 3 hierdie gelowe het so vasgehou aan hulle heilige dae dat hy dit nie kon regkry by die konsilie van Ales nie. Dit was eers by die konsilie van Nicaea 11 jaar later wat hy die wet gemaak het, dieselfde dag sal die Solos Sondag wees. Kom ek lees vir u die presiese Sondagwet. Die eerste Sondagwet. So het hy gelei. Daar is my verwysing, jy moet hom gaan naslaan daar in die biblioteke, dat jy hom kan kry. Hoe lyk die eerste Sondagwet by die konsilie van Nicaea bepaal is? Hoe lyk daai Sondagwet? Daar is die presiese woorde. Alle amptenare en stadsmense en ambagsmanne moet rus op die eerbiedwaardige dag van die son. Staan daar die eerbiedwaardige dag van God? Van die son. Mense op die platteland egter mag vrylik aangaan met hulle verbouing van die grond, want dit gebeur dikwels dat geen ander dag so geskik is daarvoor vir die saai van die graan en die plant van die wynstok as die dag nie. Die stadsmense, die besigheidsmense, moes die dag rus. Hulle het 'n vergunning egter vir die boere gegee, want as dit gereën het, dan moet die boere in die Vrystaat ploeg. Die trekkers 3 en dwars deur die nag. In Exodus staan daar, die Here sê, in die ploegtyd en die planktyd moet jy die Sabbat onderhou. Die Here sê, as die Sabbat kom, moet jy dit onderhou. Hulle sê nee. Maar daar wou ek vir u dit gewys het. Kom ek lees vir u Innocentius se woorde. Ook daar is die verwysing. Daar moet gevas word op die Sabbat. Hulle die Sabbat nou begin in diskrediet bring. Jy mag nie geëet het op die Sabbat nie. Daar moet gevas word op die Sabbat. Onthou, dit is net na die wet ingekom het. Die jaar 401, daar het ons die datum 4 daarbo. Daar moet gevas word op die Sabbat, want Jesus was toe in die graf en die disippels het toe gevas. Maar daar moet nie gevas word op die dag van die Here nie. Nou 'n hele paar jaar, amper 100 jaar later, nou praat hulle al nie van die Solos nie, hulle praat nou van watter dag? Die dag van die Here, want hy het toe opgestaan om die mis op die dag van die Here te vier, 'n voorreg wat eers net vir die biskoppe behoort het. Ellen G. White stel dit as volg: die dag van die son is deur sy heidense onderdane vereer en deur die Christene geëerbiedig. Dit was die keiser se beleid om teenstrydige elemente in die heidendom en die Christendom te verenig. Hy het dit op aandrang van die biskoppe van die kerk gedoen, wat besiel was met die ambisie en 'n dors na mag. Gesien het dat as dieselfde dag deur beide Christene en heidene vereer sou word, dit uiteindelik 'n aanname van die heidene tot die Christendom sou vergemaklik. Hierdie klein horingkie het die wet verander, en dis al die prosesse wat hier in die geskiedenis baie kry, wat die mense probeer oortuig het. Wie het die tyd van die wet verander? Die Here of die klein horingkie? Waarvandaan af kom dit? Kom ek lees vir julle 'n paar aanhalings, Sabbat deur die eeue. Kom ons kyk wat Luther daaroor gesê het. Die groot hervormer Martin Luther het die Sabbat nooit onderhou nie.
Nietemin het hy erken dat dit bindend was op die Christen. In sy kommentaar oor Genesis, erken hy dat die Sabbat 'n spesiale betekenis het, deurdat dit van die begin van die wêreld afgesonder is vir die aanbidding van God. Een van sy helpers, Karlstadt, het hom daaraan herinner dat Saterdag die Sabbat van die 4de gebod is. En toe antwoord Luther per brief. Nou lees ons dit vir julle. Luther se antwoord: Voorwaar, as Karlstadt verder moes skryf oor die Sabbat, sal Sondag moet pad gee en die Sabbat, dit is Saterdag, sal geheilig moet word. Daar is die aanhaling, jy kan dit gaan naslaan. Dr. Eck van Egholestad, geleef in die hervormingstyd, het die volgende verklaring gemaak in sy dispuut met Luther oor die alleengesag van die skrif. Dr. Eck was 'n katholiek en hy het debatte gevoer met Luther. En luister wat skryf Dr. Eck vir hom. Ek is hier nie EK gespel nie, maar ECK. Kyk wat sê hierdie dokter vir Luther. Die kerk het mag gehad om die Sabbat te verander, die Sabbat van die Bybel na Sondag te verander. As jy van die kerk wegdraai na die skrif, dan moet jy die Sabbat hou, wat van die begin van die wêreld gehou was. Wat was Luther se lese? Wat was die hervormer se lese? Solo scriptu. Wat beteken solo scriptu? Die Bybel, Luther het gesê, ons staan met die Bybel en die Bybel alleen. En hier sê Dr. Eck wat 'n katolieke is, en hy sê vir Luther, jy wil by die Bybel staan. As jy by die Bybel staan, watter dag sal jy moet onderhou? Die skrif leer dat jy die Sabbatdag moet heilig. Maar die 7de dag skryf Dr. Eck, John Eck was sy naam. Die skrif leer, dink aan die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die Bybel sê dit. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Nietemin het die kerk die Sabbat verander na die dag van die Here, deur hulle eie gesag, waarvoor jy geen skriftuurlike magtiging het nie. Ek stap net so deur die geskiedenis. In Noorwe het priesters die mense geleer dat Saterdag in plaas van Sondag geheilig moes word, want dis wat hulle in die Bybel gelees het. Nou verstaan ons waarom die Here sê dat onthou toe ons Sardes gestudeer het, die Here sê van jou hervorming, jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood. Ek het jou naam en jou werke nie volkome gevind nie. Die hervorming was nie 'n volkome terugdraai, want geliefdes, dit was nie Luther hulle se skuld nie. Was die verborgde inligting al geopen? Nee, het hulle geweet? Ek sluit af. Dis nou duidelik waarom die Here die 1260 jaar profesie gegee het. Hierdie tydperk toe die dier met die 7 koppe en die 10 horings 'n aanslag teen die wet van God gemaak het. Dit is die boodskap van Openbaring 12 vers 17. Die 1260 jaar was die tydperk waarin die anti-kris in die tempel van God in beweeg het. Onthou jy wat ons die heel eerste aand, wat het Paulus al meer as 2000 jaar terug in Tessalonisense gesê? Sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy, waar hy gaan sit? Hy het gemaak dat hy God is. In die tempel van God in beweeg en voorgegee dat hy van God is. En so die Christene op 'n baie subtiele manier mislei. Die hele wêreld het hom met verwondering en bewondering gevolg. Die 1260 jaar was ook die tydperk waarin die heidendom met al sy verlaagde invloede en vormgodsdienst die kerk binne gekom het. Ons kan nog baie sê vanaand, ons het vanaand die gordyn net so bietjie oopgetrek. Wat bedoel Openbaring 11 vers 2? Die binnehof moet nie nou gemeet word nie, dis aan die heidene gegee. Hulle sou die heilige stad vir hierdie tydperk vertrap. Die 1260 jaar was die tydperk toe die woord van God vertrap en nie gelees was nie. Dit was dan die omstandighede wat die instroming van die heidense konsepte en die verandering van die wet van God vergemaklik het. Ja, die Bybel was nie tot hul beskikking nie. Kan u net indink, wat het met u gebeur toe u elke aand kom en ons vir u net 60, 80 tot 100 tekste per aand gelees het? Wat het met u oë gebeur? Het dit vir u, het die geestelike oë oopgegaan? Het u gesien wat sê die Bybel? Daniël 8 stel dat hy listige streke verstaan het. Hy die volk van die heiliges oorwin. Op grond van sy slimheid het hy met geluk bedrog gepleeg. Groot en skokkend is die inligting wat ons bekom met die versigtige. Laat hy wat lees oplet. Wie het gesê ons met die boek Daniël, laat hy wat lees oplet, met versigtigheid bestudeer? Wie het dit gevra? Jesus Christus.
Ons Vader in die hemel, ons het vanaand u woord geopen by die 1260 jaar profesie, waar u vir ons wil help om te verstaan hoe die heidendom die kerk binne gekom het. Ja, dat u woord, u waarheid op die grond neergewerp is en die hele wêreld het daarmee saamgestap. Ons verstaan dan nou nog nie vanaand, ons het dit nog nie al hier gestudeer, waarom u dit verborge gehou het nie. Wat was u bedoeling? Waarom het u vir Daniël en Johannes sulke duidelike inligting gegee dat dit verborge moes bly? Vader, help ons om te verstaan, want o Heer, ons fondasie word onder ons uitgeneem. Ons het nooit in ons stoutste verwagting kon dink dat die heidendom werklik so deel en rondom ons is nie. Help ons om nie met veroordeling na mense te kyk nie, maar stil voor die troon van genade te wag en te kyk, wat is dit wat u wil hê ons moet verstaan? O Heer, want ons wil lees, ons wil regtig hoor en ons wil u vra om ons te help om te bewaar. Bring ons dan maandag aan veilig weer terug. Amen.